Goeiemôre geliefdes, hartlik welkom by NG Oudtshoorn Park se YouTube kanaal. My naam is Quintus Skols, die leraar van die gemeente. Mag die Here vanoggend aan die woord kom. Ons praat oor Lot en sy vrou en die tema vanoggend is moenie omkyk nie. Moenie omkyk nie. Genesis 19. My gebed is dat die Here aan die woord sal kom. Ek verklaar Jesus as my verlosser en saligmaker. Maar voordat ons nou gaan saam lees uit die woord van die Here en na sy stem luister en dit wat die Here vir ons in 2026 wil sê, kom ons bid saam en vra dat die Here ons harte en ons gedagtes vanoggend sal oopmaak, dat ons die Heilige Gees sal kans gee om die prediker en ook die naprediker in ons harte te wees. Kom ons bid saam. Heilig, heilig en heilig is U, Here God, as ons U aanroep as die Koning van die groot heelal. Ja, Here, ons kom lê ons lewens by U voetbank neer en ek vra, spreek vanoggend, Here, U kinders luister. U weet hoe gaan dit met elke boetie en sussie in Jesus. U ken hulle lewens, hulle huwelike, gesinne, hulle werksomstandighede, hulle finansies. Dalk is daar die wat met siekte worstel. Here, U ken ons so goed vanoggend. My gebed is dat U nou sal spreek, Here, laat die mense nie sal vaskyk in die dominee nie, hy's net 'n stofmens wat 'n boodskap oordra, maar laat U Heilige Gees self die prediker sal wees. En ook in ons harte, laat ons sal wegbeweeg van hierdie boodskap af vanoggend en sal gaan diep dink en nadink oor ons lewens. En die impak, Here, wat Genesis 19 op ons kom maak in 2026, dis my gebed. Spreek nou, Here, U kinders luister in Jesus naam. Amen. Moenie omkyk nie. Ons lees so vanoggend saam uit Genesis 19 vanaf vers 15 tot 26. Toe die dag begin breek, het die engele hom aangejaag en gesê, kom nou, vat jou vrou en jou 2 dogters wat by jou is, anders sterf jy, wanneer die stad sy straf kry. Toe Lot nog talm, het die 2 mans hom en sy vrou en sy 2 dogters aan die hand gegryp en hulle uit die stad uitgevat, want die Here het hom oor Lot ontferm. Nadat hulle vir Lot hulle buite die stad gebring het, sê een van die mans vir hom, vlug vir jou lewe, moenie omkyk nie. Daar's vanoggend se prediking tema, moenie ergens in die vlakte vertoef nie, vlug berge toe, anders word jy omgebring. Maar hy, Lot, sê vir hulle, asseblief tog, meneere, U was al so goed vir my en U het my al so groot guns bewys deur my lewe te spaar, maar ek sal nie berge toe kan vlug nie, die ramp sal my inhaal voor ek daar is en ek sal omkom. Kyk, hier naby is 'n dorpie waarheen ek kan vlug. Ek wil daarheen vlug en so my lewe red. Dit is maar 'n ou klein dorpie. Hy vra dat hy daarheen sal vlug, dat hy nie sal sterf nie. Vers 21. Toe sê die engel vir hom, ook wat dit betref, staan ek jou versoek toe. Ek sal nie die dorp waarvan jy praat verwoes nie. Vlug gou daarna toe, want ek kan niks aan die ander stede doen voordat jy in die dorpie aangekom het nie. Dit is waarom hulle die dorpie Soar noem. Net toe die son opkom, het Lot in Soar aangekom. Toe het die Here swaal en vuur van hom af uit die hemel uit laat reën op Sodom en Gomorra. En God het die stede en die hele vlakte verwoes en al hulle inwoners om die lewe gebring, selfs die plante in die omgewing is uitgeroei. Lot se vrou het omgekyk en sy het in 'n soutpilaar verander. Lot se vrou het omgekyk en sy het in 'n soutpilaar verander. Dan net vers 17 weer, vlug vir jou lewe, moenie omkyk nie, moenie terugkyk nie. Tot sover die skriflesing, die woord van die Here, en mag ons dit ook hoor vanoggend. Dit is so interessant van die mensdom is, ons kan vorentoe loop terwyl ons agtertoe kyk. Ons voete beweeg vorentoe, maar ons harte bly soms agter.
Ons leef in die vandag, maar ons gedagtes woon in die gister. Ons praat oor die toekoms, maar ons verlang so baie na die verlede. En in Genesis 19 kry ons hierdie gedagte van 'n gesin wat deur God, uit God se genade, kom red hy hulle uit Sodom uit. Die stad waarin hulle gewoon het, gaan vernietig word. En God kom gee vir Lot en sy gesin 'n geleentheid om te ontsnap. En dan kom hierdie duidelike bevel van God, dat vlug vir jou lewe, moenie omkyk nie. En dan in vers 26 sien ons dat Lot se vrou het omgekyk en in 'n soutpilaar verander. En die vraag het bietjie by my opgekom hierdie week, maar hoekom het sy omgekyk? En ek het so ietsie daarvan met die mannebediening ook Woensdag gedeel. Hoekom het sy omgekyk? En ek wil vanoggend dit probeer beantwoord deur na 'n paar aspekte te kyk. Die dieper vraag is eerder, was dit bloot omdat sy nuuskierig was, of was haar hart steeds vas aan die lewe wat in Sodom is? Haar hart was nog vas aan die lewe wat God besig was om haar van agter te laat, om haar van af weg te vat. Hy het Sodom agtergelaat vir hulle, en hy vat hulle weg op pad vorentoe, na 'n beter toekoms toe. En dalk is dit presies waar ek en jy vanoggend ook is, en dit is hoekom die Here met ons wil kom praat vanoggend, juis uit Genesis 19 uit. Jy kan nie die nuwe pad van God ten volle loop, boetie en sussie, as jou hart voortdurend terugverlang na die ou pad toe nie. Was dit bloot net omdat sy nuuskierig was, of was haar hart nog vas aan die lewe wat God besig was om agter haar te sit, om agter haar te laat? En ons gaan so 'n bietjie stil staan by dit vanoggend. Daarom my eerste punt waarby ek wil kom stil staan as ons oor Genesis 19 dink en bietjie saam gesels vanoggend. Die eerste gedagte wat by my opkom, God roep ons soms uit dit waaraan ons gewoond geword het, waaraan ons gewoond geraak het. En kom ons wees gou eerlik as ons na Genesis 19 kyk, dis 'n verhaal oor God se genade eintlik. Dis 'n verhaal om te sê God is 'n genadige God en hy kom red. Iets wat vir my so 'n bietjie uitstaan is vers 16, waar daar staan dat Lot het getalm. Hy was met ander woorde huiwerig, hy was onseker, hy het getalm. Hy was nie seker, moet hy dit nou doen of nie doen nie, maar God los hom nie. God het hom aan die hand gevat, en dit is dikwels hoe God met ons kom werk. God kom vat hom aan die hand en sê, kom nou, dis nou die tyd, jy moet vorentoe beweeg, los nou gister agter en beweeg vorentoe. Ons weet soms dat God ons uit iets wil lei, maar ek en jy is partykeer so huiwerig. Dalk is dit daai verhouding wat nie vir jou goed is nie, waarin jy jouself bevind. Of dalk is dit 'n gewoonte wat jy het, wat besig is om jou te vernietig. Dalk is dit daai bitterheid wat jy in jou koester, daai onvergewensgesindheid waaraan jy vasklou. Dalk is dit daai lewenstyl van jou, wat nie vir God goed en aanneemlik en reg is nie, en dat God se wil is, dat jy moet verander, en nie meer op daai pad moet loop nie, dat jy dit moet agterlaat, daai vergifnis wat jy moet gee, en vorentoe moet beweeg, daai vryspraak. Dalk is dit net die beheer wat jy moet los, want jy trots in eie ek, en jy sal self, en jy wil totaal in beheer van jou lewe wees. En baie keer talm ons net. Die Engelse woord is idle. Ons idle maar net soos 'n voertuig, soos 'n motor. Ons talm, maar ons is nie besig om te beweeg nie. Ons kom nie in beweging nie. En dalk is dit juis omdat ons gewoond geraak het aan die bekende. En dis hoekom my eerste punt die woord gewoond is. Ons raak so gewoond aan die bekende, want dis die plek waar ons veilig voel.
dit is vir ons 'n veiliger plek as die onbekende. Die onbekende is vir ons 'n onsekere plek en ons weet nie wat vir ons wag nie. Daai onsekerheid maak dat ek eerder maar aan die bekende wil vasgryp. Dalk was dit ook in Lot se vrou se gedagtes. Die sielkundige Daniel Kahneman vertel en hy praat so bietjie oor menslike besluitneming en dan sê hy dikwels kies die mens nie om rasionele besluite te maak nie. Ons denke word beïnvloed deur dit wat bekend is, die onmiddellike en oor dit wat emosioneel vir ons beskikbaar is. Met ander woorde, hy praat oor, ons sal eerder maar probeer vashou aan die bekende en ons sal dat ons emosies ons ook kom dryf, eerder as wat ons 'n rasionele besluit sal maak. En dit verklaar vir my iets, die bekende voel vir ons dikwels veiliger, selfs wanneer ons weet dit is nie vir ons beter nie. Sal ons eerder maar in die bekende bly, maar ons weet eintlik dit is nie vir ons goed nie. Ons weet dit is nie die beste nie, is ook nie beter nie, maar ons hou maar vas daaraan. Sodom was verkeerd, maar Sodom was vir hulle bekend. Dit was vir Lot se vrou en vir Lot en sy gesin bekend. En daarom dalk die verlange om vas te hou daaraan. Ons raak so gewoond aan iets of aan iemand, selfs al is dit besig om ons te vernietig. Vriende, ons kan so gewoond raak aan sonde. Ons raak gewoond aan bitterheid. Ons raak gewoond aan materialisme. Ons het dit hierdie week weer gesien hier in Oudtshoorn, toe ons nie 'n skakelaar kon aansit en die lig kon aangaan nie, die krag wat vir hoeveel dae af was, en wat ons moes planne maak, want ons raak so gewoond aan die bekende. Jy stap in 'n huis in en jy druk 'n skakelaar en die lig gaan aan. Jy aanvaar dinge maar as vanselfsprekend. Ja, ons het gewoond geraak aan 'n klomp dinge. Dalk daai selfgesentreerdheid van jou behoeftes, jou verwagtinge, daai gewoondheid wat jy het, gewoond raak aan jy wat die middelpunt van jou eie lewe geword het. En waar pas Jesus in? Waar is jou fokus? Is jou fokus op hom? En dan kom God en hy kom sê vir Lot en sy gesin, kom uit hierdie dorp uit. Kom uit hierdie Sodom uit. Kom uit hierdie sonde uit. Kom uit dit uit wat nie goed is vir jou nie. En ek dink vanoggend moet ons dit juis hoor, dat ons moet uitkom by die geestelike plek waar God sal wil hê ons moet wees. Ek sê nie vanoggend jy moet trek uit jou dorp uit nie, geliefdes. Hoor mooi wat ek kom sê. Die Here wil hê jy moet by 'n geestelike plek uitkom waar jy moet wees. Ons moet mooi na ons lewens gaan kyk. Waarmee is ons besig? Is ons op God se pad? Of het ons maar dinge begin doen waaraan ons net gewoond geraak het? Is jou godsdiens en jou geloofslewe ook maar net 'n gewoonte vir jou? Het dit 'n gewoonte godsdiens geraak of staan jy werklik in 'n lewende verhouding met die opgestane Jesus Christus? Eerste punt is die woord gewoond wat in my kop opgekom het as ek na Lot en sy vrou gekyk het. Die tweede punt is, moenie terug verlang na dit waarvan God jou kom bevry het nie. Moenie terug verlang na dit waarvan God jou bevry het nie. Die groot gevaar in Lot se vrou was dalk dat haar hart moontlik nog in Sodom was. En mens sien dit in Lukas 17 vers 32 waar Jesus ook verwys na Lot en na Lot se vrou. Hy sê onthou wat met die vrou van Lot gebeur het en hoekom noem hy dit spesifiek? Want hy kom waarsku ons, jy kan fisies uit Sodom uit wees, maar Sodom kan nog in jou hart wees. En dis 'n baie belangrike geestelike waarheid wat ons moet hoor. Jy kan 'n plek verlaat, maar die plek het jou nog nie verlaat nie. Jy kan 'n verhouding beëindig, maar jy steeds emosioneel verbind in of aan daai verhouding.
Jy kan 'n seisoen in jou lewe afsluit, maar jy dink nog steeds elke dag daaroor en jy top daaroor. Vriende, kom ons maak dit prakties. Jy kan sê, ek vergewe jou, maar elke keer dan onthou jy weer en daai gedagtes kom by jou op en jy herleef dit en dan in jou binneste het jy daai haat wat jy koester. Jy sê met die woorde, ja, ek het vergewe, maar jy vergewe nie eintlik nie. En dan raak woorde goedkoop. Dan leef jy nog nie daai vryspraak lewe nie. En daarom is dit belangrik as Paulus sê in Filippense 3 vers 13, broers, ek verbeel my nie dat ek dit alles al het nie, maar een ding doen ek. Ek maak my los van wat agter is en ek strek my uit na wat voor is. Paulus kom sê, hy maak hom los van die dinge wat agter is. Jy kan nie bly vaskleef aan die ou Sodom dinge nie. Jy maak jou los van dit. Vergifnis, vriende, beteken nie, ek ontken die verlede of wat gebeur het nie. Maar dit beteken ek het dit vir God oorgegee. Ek het my sonde bely en ek spreek ook ander mense vry. En ek vergewe soos God my vergewe het. Die hele beginsel van vergifnis. Omdat ek weet, ek is vrygekoop deur die bloed van Jesus. En dis dalk wat jy vandag moet hoor, is die fout wat jy gemaak het, daai persoon wat jy seer gemaak het, of die persoon wat jou seer gemaak het, daai kans wat jy verloor het, dinge wat nie uitgewerk het nie, die jare wat jy dalk gemors het, of 'n seisoen wat verby is, dit help nie, jy sit in top daaroor die hele tyd nie, maar om te sê, Here, dankie dat ek my kan losmaak van dit. Dankie dat ek my kan losmaak en ek strek my nou uit na dit wat voor is. Ek kan nie bly leef in die verlede nie, want God se genade is groter as my verlede. En daarom hou ek vas aan dit wat vir my wag. Daarom is ek ook dankbaar en sê ek dankie Jesus vir die kruis en u bloed aan die kruis, u liggaam wat gebreek het, u bloed wat gevloei het tot 'n volkome versoening van al my sonde. Dis hoekom ons nagmaal gebruik om dankie te sê dat ek my kan losmaak van wat gister gebeur het en gister se foute en die dinge van gister, die Sodom in ons geestelike lewens. En te kan sê, ek stap nou saam met Jesus hierdie pad. Ek is vrygekoop as kind van die Here. Dan kom ek by my derde punt vanoggend uit. So, die eerste punt het ek so 'n bietjie oor gewoond geraak gepraat. Die tweede punt het ek gepraat oor moenie terug verlang na die bekende toe nie, daai bekende waarvan God jou kom bevry het nie. En ek dink dis juist die ding, ons verlang baie keer terug na die ou lewe, maar God se genade is groter. Nou kom ons by die derde punt vanoggend. Kyk nie wat agter jou is nie, maar kyk wie voor jou is. Dis tog so belangrik, die onsekerheid selfs by Lot, hy talm en hy weet nie hoe vorentoe nie, en hy weet nie of hy die berg gaan maak nie, en hy is so onseker nou oor die toekoms. Die Christelike lewe gaan uiteindelik nie bloot daaroor om van iets af weg te hardloop nie, maar ons beweeg na iemand toe, na Christus toe. Hardloop in die arms van God eerder in. Jy sien vriende, hierdie verhaal moet jy nie sien dat hulle weghardloop van iets af nie, jy hardloop nou weg van jou verlede af nie, glad nie. Jy los dit agter, maar jy gaan nou in die arms van God en dis die beweging wat jy moet raak sien, dis ek beweeg na Christus toe. Dis nie dat ek lafhartig weghardloop nie, maar ek is gehoorsaam aan God en hy gee vir my hierdie opdrag, maak jou los, kom nou na my toe. So die beweging is, ek maak klaar met gister en ek fokus nou op die lewe hier en nou en die toekoms saam met Jesus. En daarom moet ons Filippense 3 nie net vers 13 lees nie, maar ook vers 14 wat sê,
Ek span my in om by die wenstreep te kom, sodat ek die hemelse prys kan behaal, waartoe God my geroep het in Christus Jesus. Ek span my in om by die wenstreep te kom, sodat ek die hemelse prys kan behaal. Dankie Jesus. Dankie dat ek nou vorentoe kan beweeg, die toekoms in kan gaan saam met U. Jy kan die verlede los wanneer die toekoms van Christus groter geword het as jou verlange na gister. Die teoloog Dallas Willard sê, geestelike vorming beteken jy leer om jou hele lewe rondom Jesus te vorm. En dit beteken Jesus word jou rigting, hy word jou fokus, hy word jou bestemming. En daarom is die vraag nie net, maar wat moet ek los nie? Die belangrikste vraag is eintlik, wie moet ek volg? En die antwoord is Jesus. Wie volg jy in jou lewe? Die nuus? 'n politikus? Volg jy dalk iemand of iets, 'n leier elders? My antwoord is, ek volg Jesus. Ek luister na die roepstem van God en die woord van God is ons kompas. Deur die woord en gees kom lei hy ons die toekoms in. Ek volg hom. Wie volg jy? Die baie bekende Deuteronomium 31 vers 6 is vir my so 'n stuk gerusstelling. Deuteronomium 31 vers 6 sê, hou moed en wees dapper, moenie bang wees nie, moenie vir hulle skrik nie, want die Here julle God gaan saam met julle. Hy sal julle nie in die steek laat nie, julle nie alleen laat nie. Ek weet nie presies wat môre gaan gebeur nie, maar ek weet wie môre saam met my daar sal wees. Moenie bang wees nie, moenie vir hulle skrik nie, want die Here julle God gaan saam met julle. Hy sal jou nie in die steek laat nie, hy sal jou nie alleen laat nie. God is hier by my, en hy stap saam met my in die hede, maar ook die toekoms in, en dit verander alles, vriende. Daarom wil ek vanoggend dit so op jou hart kom druk en sê, moenie omkyk nie. Ek wil afsluit met hierdie gedagtes. Dalk is daar dinge wat jy agter jou moet los vanoggend. Dalk is dit jou sonde. Miskien is dit skuld of 'n skuldgewete wat jy het. Miskien is dit bitterheid. Miskien is dit daai onvergewensgesindheid. Vergewe en spreek vry. Dis wat God in die Here Jesus Christus vir jou vra. Miskien is dit 'n verkeerde verhouding waarin jy is, of wat jy moet agterlos. Miskien daai ou identiteit. Jy sê jy's 'n kind van die Here, maar jy leef nie so nie. Miskien is dit teleurstelling, verwerping. Dalk is daar 'n paar dinge wat jy net moet agterlos. Miskien 'n droom of 'n gedagte of iets wat jy gehad het wat nie gerealiseer het nie. Jy sal weet, daar's dinge wat jy moet agterlos en jou uitstrek na voor. En die Here kom vat jou aan die hand en hy stap saam met jou die toekoms in. Ek wil 3 kort sinne net vir jou sê en dan gaan ek afsluit met 'n gebed vir jou. Die eerste plek, vertrou God wanneer hy jou uit iets uitlei. Vertrou God wanneer hy jou uit iets uitlei. God weet die beste. In die tweede plek, laat los wat God sê jy moet agterlaat. Los dit dan agter. Moenie omkyk nie. En dan in die derde plek, hou jou oë op Christus gefokus. Leef vorentoe. Die beweging is saam met God vorentoe, nie agtertoe nie. En daarom is dit belangrik om vanoggend te kom sê, maar het dinge in jou lewe 'n gewoonte geraak? Is jy maar net gewoond aan iets? Of stap jy in 'n lewende verhouding saam met die Here elke dag vars nuut in sy genade? Ek kies om die Here se hand te vat en met hom die toekoms in te stap. Net soos die Here hier vir Lot en sy gesin aan die hand gevat het en hulle uitgelei het na die bestemde plek toe
waar hy hulle wil hê. Ek kom bid dit vanoggend, dat die Here jou aan die hand sal vat en met jou die toekoms instap. In Jesus naam, amen. Here, dankie dat ons vanoggend net dit weer kan hoor. Moenie omkyk nie, moenie terugkyk nie. Here, dat ons ook vanoggend kan hoor dat baie mense kan partykeer fisies uit Sodom uit wees, maar hulle harte is nog in Sodom, is nog in die wêreldse dinge, is nog met sonde besig. Here, daarom is dit so belangrik dat ons vanoggend juis moet kom sê, Here, help my, vergewe my sondes, reinig my, Here, en vat my aan die hand en stap met my die toekoms in, dat ek dinge sal sê en dink en doen wat vir u goed en aanneemlik en reg is. Ek bid nou vir elke boetie en sussie wat dalk moet losmaak van iets. Dalk is dit baie pynlik. Dalk is dit 'n seer ding. Iets of iemand, 'n insident, 'n plek, 'n gebeurtenis in die verlede om los te maak en hulle uit te strek na dit wat voor is. Here, want u beplan vir ons 'n toekoms. Here, u vat ons aan die hand. En daarom bid ek maar net vanoggend vir gehoorsaamheid. En ek bly bid en vra, Here, wat is u wil? U wil vir elkeen van ons, want u wil is die beste wil en u tyd is die beste tyd. Ek bid nou vir boetie en sussie, dat hulle 'n lafenis sal beleef by u. Dat u hulle sal omvou met u arms van genade en liefde. En dat hulle ook in hulle gebrokenheid en seer en daar waar hulle sonde bely en vanoggend voor u kom kniel, net sal weet, Here, u is lief vir hulle, u ken hulle op hulle name, hulle behoort aan u. Dankie, Here, vir die hoop wat ons het in die opgestane Jesus Christus. U is die weg, die waarheid en die lewe. Dankie, Jesus. Dankie dat ons nou vorentoe kan kyk. En dankie dat ons in die begin van hierdie verhaal gehoor het, dit gaan eintlik maar net oor u genade. U is die genadige God, wat ons aan die hand vat, en wat ons kom beskerm, kom toevou, en met ons die toekoms instap. Dankie daarvoor, Jesus. Dankie dat ons nou kan vashou aan u, en u ook kan vertrou met die dag van môre. Ek loof en prys u daarvoor in Jesus naam. Amen. Geliefdes, baie dankie dat julle ingeskakel het. Goedheid en guns en DV kuier ons weer volgende week saam.